Hartlike goeiemôre, dit is Vrydagoggend, man, ek is opgewonde, dit is weer naweek. Nee, ek is opgewonde, Jesus Christus is koning, hy is die Here en daar's niemand soos hy nie. Halleluja. My naam Dani Gerber en op hierdie Vrydag gaan ons 'n bietjie uit God se woord lees. Ek wil vir 'n bietjie sê hierso, wees altyd gereed. Weet, wanneer iemand jou nooi om te sê, hoorie, ek wil Saterdag soontoe gaan, man, wil jy nie saam met my gaan nie, en dan daag ons op, ek gaan so 7 uur, as ek by jou huis, dan ry ons. En dan kom hy 7 uur hier by jou huis, dan lê jy nog in die bed en slaap. Nee, jy moet gereed wees, nie. Dieselfde wanneer jy op vakansie moet gaan, dan maak jy seker, jy's voor die tyd gepak, jy het alles gepak, dit is reg, laat jy nie moet laat wees nie, wees gereed. Want, wanneer jy 'n doktersafspraak maak, is jy laat. Ja, die dokter gaan nou eers die ander pasiënte op hol sit, want hy moet nou eers vir jou wag. Nee, as jy nie betyds is vir jou afspraakie, dan verbeur jy jou afspraak, nee, dan maak jy maar net weer nog 'n afspraak, en dan moet jy nog weer betaal ook dan. So, maak seker jy is gereed. En ek wil vir jou sê, so moet ek en jy gereed wees. So ook by die huis van die Here. Wanneer ek en jy nou optrek na die huis van die Here toe, die prediker gaan nie daar voor op die kansel staan en sê, o nee, ek ons wag maar nog so 10 minute, want broer Dani gaan so 'n bietjie laat wees. Nee, maak seker jy is betyds. Dit is baie belangrik. En God se woord gaan hier vir ons ook oor dat ek en jy nie moet laat wees nie. En dit gaan hierso oor die 10 maagde, nie? 5 wat verstandig was en 5 wat dwaas is. Maar kom ons lees dit bietjie. Daar in Matteus 25 vanaf vers 1. Hy sê, dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 was dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem en hulle geen olie met hulle saamgeneem nie, maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem, en terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle, maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle. En onderwyl hulle gegaan het om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof en die deur is gesluit. Later toe die ander maagde ook Later kom die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. So dit is belangrik dat ek en jy gereed sal wees. Jy weet die Here gaan kom, maar daar's nog baie tyd. So ek wil nog eers so 'n bietjie nog 'n draai in die wêreld loop, bietjie my eie dinge doen en goeie. Ek sal bietjie later, as ek ouer is, dan sal ek die Here dien. Wat as dit te laat is? Wat as die bruidegom kom om sy bruid te kom haal? Is jy nog genoeg olie in jou lamp om jou deur te dra? Of het jy ook nie genoeg nie? En dan wil jy gou gaan kyk, waar kan jy gou 'n bietjie genade koop van die Here af, nee. Hoor wat sê die boodskap Bybel, daai laaste versie wat ek vir julle wil deel, van Matteus 25 vers 13, hy sê, julle moet nie dieselfde fout maak as hierdie 5 wat nie gereed was nie. Kom ons seker maak ons is gereed. Hy sê verder, wees altyd gereed vir die koms van die Here. Hierdie waarskuwing is belangrik, omdat ons nie presies weet wanneer hy gaan kom nie. Dit is 'n verrassing. So as jy sien nie uit na 'n verrassing, ek hou van 'n verrassing. Is jy opgewonde oor hierdie verrassing? Jesus Christus kom. Hy kom vir my en vir jou, en ons moet seker maak ons is gereed. Ons lampe is vol olie. Maak seker jy's nie laat nie. Want as hy deur toegemaak is hy toe. Ons kan klop en dit gaan nie vir ons oopgemaak word nie. Staan gereed, weet die Here is op pad. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir die woord, Here, dankie vir die waarskuwing wat U ook vir ons gee. Moenie talm nie. Here, want U woord sê, U is lankmoedig, Here, want U wil nie hê ons moet verlore gaan nie. Here, maar laat ons ook sal gehoorsaam wees en nie met U genade sal speel nie. Help ons, lei ons, is my gebed in Jesus naam.
Amen en amen. My liewe broer en sussie in Christus, gaan uit hierdie naweek, gaan verkondig die evangelie. Onthou wat ek altyd sê, nie alles wat jy doen, moet jy God kan verheerlik nie. As jy iets gaan doen hierdie naweek en jy gaan nie die Here verheerlik nie, stop daarmee. Wees gereed. God bless.